Hallo julle. Vandag wil ek graag 'n boodskap met julle deel uit Psalm 139 vers 10. Ek reken dat baie van julle het al vir een van julle kinders op een of ander stadium verseker dat daar niks is wat hulle kan doen wat sal maak dat jy hulle minder sal liefhê nie. Jy het jy het seker ook jou kind die belofte gemaak dat jy altyd daar sal wees vir hom of haar. Maak nie saak hulle omstandighede of selfs hoe donker 'n situasie mag lyk nie. En gewoonlik sal 'n mens nie regtig 'n reaksie kry uit jou kind wanneer jy so stelling of belofte maak nie. Maar dit is die wete dat jy altyd daar sal wees wat vir hulle hierdie gemoedsrus, daardie vrede en daardie bemoediging gee. Diep in hulle is dit in hulle vasgesement dat jy hulle altyd sal bystaan en sal ondersteun. Maak nie saak hoeveel keer hulle droog gemaak het nie. Hulle weet in hulle diepste dat hulle op jou raad en op jou leiding kan staatmaak en vertrou. Hulle weet dat maak nie saak hoe seer hulle gekry het nadat hulle geval het nie, dat jy altyd daar sal wees om hulle te troos en hulle vas te hou. En vandag se vers kom uit die pen van Dawid. Nou, soos julle weet, was Dawid die koning van Israel, so om en by 1000 jaar voor Christus. En hy is die persoon wie gesit en oor die Here gekontempleer het of diep nagedink het toe hy die volgende vers geskryf het. Hy sê: "Ook daar sou die hand my lei en die regterhand my vashou." Maar let asseblief daarop dat wanneer ons 'n vers in die middel van 'n sin bestudeer, dat dit belangrik is om die breër konteks van die storie te ondersoek. Soos Dawid in hierdie geval ondersoek hy die verbuisterende feit dat hy nooit God se teenwoordigheid kan ontsnap nie. Dawid besef dat dit nie saak maak of hy sit of staan nie. Hy besef dat dit maak nie saak of hy in die buiteland reis of by die huis rus nie. Dat dit nie saak maak of hy bo in die hemel is of onder in sy graf is nie. Maak nie saak of hy sy opinie wil lewer of sy gedagtes vir homself wil hou nie. Of selfs as hy op een of ander manier op die mees afgeleë oseaan op die aarde opeindig nie. Dit is hier waar Dawid voortgaan deur te sê: "Ook daar sal die hand my lei en die regterhand my vashou." In hierdie gedeelte, in hierdie oomblik, besef Dawid dat die Here se liefde hom altyd sal lei en sal vashou, en hy vier die alomteenwoordigheid van die Here. Dat God oral is, in elke situasie en in elke plek van sy lewe. Selfs daar, selfs hier, selfs oral. God is altyd teenwoordig om ons te lei, om jou die weg te wys, om jou te versterk en jou te ondersteun, selfs in die donkerste, mees afgeleë plekke van jou lewe. Hy is daar. En nie net is God daar nie, maar daar is twee beloftes wat ons uit hierdie vers kan neem. God sal jou lei en God sal jou vashou. Selfs al probeer ons God vermy of weghardloop van sy roeping op ons lewe, hy is geduldig om ons na te jaag en om ons te korrigeer en ons te lei en die weg te wys. Een ding is seker, hy sal ons nooit verlaat nie. So wanneer jy vandag besig is om die skottelgoed te was, of wanneer jy op jou foon rondblaai, of 'n moeilike besluit moet neem, wanneer jy hard aan die werk is, of lui by die huis is, of tyd saam met jou mense vir wie jy lief is,
wanneer jy tyd saam met hulle spandeer, wanneer jy hartseer is, wanneer jy bly is, wanneer jy twyfel of wanneer jy hoopvol is, en selfs wanneer jy 'n verkeerde besluit geneem het. Ook daar sal u hand my lei en die regterhand my vashou. So waar jy jouself ook al vandag bevind, weet dat jy nie alleen is nie. Jy is nie vasgevang nie. Jy is nie sonder iemand wat omgee en wat in staat is om jou uit enige situasie te red nie. En dalk voel jy vandag vasgevang. Selfs daar is die Here. Selfs daar in jou finansiële krisis. Selfs daar in jou gebroke huwelik. Selfs daar sal hy jou lei en jou vashou. Daar op die plek waar jy verwerping vrees, daar sal hy jou lei. Daar sal hy jou vashou. En hy sal jou die pad wys. Daar waar jy besig is om 'n stryd teen 'n kroniese siekte of kroniese pyn te veg, selfs daar sal hy jou lei en hy sal jou vashou. Selfs daar, op die donkerste plek in jou lewe. En wanneer jy vandag bid, dank die Here dat hy altyd daar is. Dat hy daar is vir jou en dat daar geen manier is om sy teenwoordigheid te ontsnap nie. Dank hom dat sy liefde 'n lig op jou pad is, dat sy liefde jou krag en ondersteuning is. Dank hom dat sy leiding altyd tot jou beswil is, selfs wanneer jy oor en oor dieselfde foute maak. Dank hom dat hy gister, vandag en môre dieselfde is. Maak hierdie gebed jou waarheid. Verbind dit aan jou hart en siel. Asem dan diep in, dink diep aan die dinge wat jou pla of waar jy die Here se hulp nodig het vandag. En wanneer jy uitasem, sê jy, selfs daar, my God sal my lei en my vashou. En ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So, dankie dat jy vandag se boodskap geluister het en onthou om in te teken of om my te volg op al my kanale vir meer boodskappe soos hierdie en om ander media te ontvang. Jy kan my kry op YouTube, op Facebook, op Instagram, op TikTok, op Threads, alles onder die naam Jou Pastoor. So weer eens dankie dat jy vandag geluister het en mag jy 'n vreugdevolle dag hê en mag die Here jou seën. Mag hy jou lei en mag hy jou vashou. So tot volgende keer, ons chat weer. Ciao.